Goeiemôre Suid-Afrika, 8 April 1400 SA tyd, die tyd van die berig en 'n update van die latest gebeure in die Iran-oorlog. So, ons kan nou saamvat, daar's nou 'n ceasefire aan al twee kante, wat gisterand afgekondig is deur president Trump en ook deur die Iraniërs. Intussen het die Iraniërs een of twee paar barrages missiele nog steeds daarna geskiet en is 10-1 magte wat nie kommunikasie met die bevelsgroep het nie. So ons sal sien dat binne die volgende ure dit sal afneem en totaal stop. Maar dit beteken ook nie dis die einde van die oorlog nie. Dit beteken ook nie Amerika het teruggetrek en onttrek uit die omgewing uit nie. Dis net waar hulle is, staak vuur. En hulle bly waar hulle is, baie gereed om onmiddellik terug te slaan as dit nodig is. Terwyl hierdie volgende 2 weke se stilte, die politikuste met mekaar onderhandel en uitkom wat is hulle doelwitte. Soos ons vat die opsomming van die laaste 5 weke, wat gebeur het. So, in hierdie 5 weke is net 10% van die Amerikaanse weermag gebruik om die Iranse weermag te vernietig. Wat redelik 'n groot weermag was by hulle self. Nou is obviously nie 100% vernietig nie, is nie nodig om 100% te vernietig nie, maar net jou objectives bereik. Daar was 3 militêre objectives gestel vir Amerika, vir die Amerikaanse weermag. Vernietig die ballistiese missiel system, vernietig hulle vloot, vernietig hulle defense industrial base. Die vloot is vernietig, meer as 90% van hulle vloot gesink. So die Amerikaners en die Iraniërs, hulle share dieselfde see, dieselfde oseaan. Die Amerikaners gebruik die boonste helfte van die oseaan en die Iraniërs die onderste helfte van die oseaan, tot daar by die seebodem. Dis waar die vloot op die oomblik lê van die Iranse vloot. As ons kyk na die ballistic missiele en drones, hulle ballistic missielprogram is funksioneel vernietig. Wat beteken, daar is nog wat weggesteek is, wat kan gebruik word in die toekoms, maar dit kan nie vervang word nie, want die militêre industrial kompleks, die fabrieke wat dit bou, is almal vernietig. Meer as 90% van die fabrieke wat bydra om missiele en drones te bou, is vernietig. Nou praat ons van fabrieke wat die missiele aan mekaar sit, fabrieke wat miskien net die rocket motors bou, fabrieke wat die guiding system bou, fabrieke wat die body, die frame van die missiel of die drone bou, elke daai fabriek is apart vernietig, so hulle het nie meer daai vermoë nie. Gisterand, middernag was die finale sperdatum en voor daai sperdatum gekom het, gisterand Amerika nog steeds gistermiddag en gisterand meer as 800 strikes in Iran gedoen, voor hulle met die massive strikes sou begin by middernag, en met daai 800 strikes is die laaste van die military industrial fabrieke en komplekse uitgehaal. So, in terme van die nuclear materiaal op die oomblik, dit staan nog steeds, die nuclear materiaal is ondergrond, onder die stof, waar hulle toegekollaps is, maar een van die termes van wat die volgende 2 weke bespreek word, is die ingrou en uithaal van die materiaal en oorhandiging van die materiaal. Hulle sal dit nie kan bou nie. As jy ook kyk na die groot totaal vir die laaste 5 weke se oorlog, 13.000, meer as 13.000 teikens is getref. En ek praat net van Amerika, ek praat nie van die Israelies nie. Meer as 13.000 teikens is getref. 4.000 van hulle was dynamic teikens. Met ander woorde, die vliegtuig was op pad in en hulle het hulle missie verander met nuwe intelligence en nuwe teikens gaan strike. Ons het 13 soldate verloor aan ons kant, ongelukkig, dit staan nog op 13, en so net so oor die 200 wat gewond is. Daar is 'n totaal van about 1500 air defense systems vernietig in Iran, met about 450 ballistic missile stoorplekke en omtrent ook so 800 drone stoorplekke is ook verwoes, en dan oor die 2000 command and control centers van Iran. Ek praat nou van radar, enige command and control center, radar kommunikasie, al daai is vernietig. 10.000 missions, meer as 10.000 missions wat Amerika ingevlieg het. 62 van die missions was bomber missions wat uit Amerika uitgevlieg is. Elke bomber mission draai 62
is 'n 32-34 uur roundtrip wat hulle moet invlieg, refuel, bom en terugvlieg en refuel en huis toe gaan. Daar is ook in totaal van omtrent 1700 in die laaste 5 weke, 1700 Iraniese missiele en drones onderskep en afgeskiet, wat op militêre teikens en op stede rondom Iran gevier was. En nou sien ons nou kom die war expert, die civil war experts uit. Hulle sê gister, president Trump is 'n warmonger criminal, war crime criminal, want hy gaan nou die siviele teikens target. Gisterand toe Iran uitkom met hulle ceasefire proposal en president Trump sê, okay, stop, ons sal nie skiet vir 2 weke nie. Nou sê hy presies dieselfde mense. President Trump is bang en hardloop weg. Nou weet ek nie of hulle hy moes gebly het en hulle opgeblaas het, want hulle dan gesê, hy is 'n warmonger. So, nou wonder 'n mens hoe werk daai mense se koppe. Ek weet nie. Ek sal dit nooit verstaan nie. Lyk my as jy anti-Trump is jy anti-Trump. Maak nie saak wat hy doen nie, dis verkeerd. Maar whatever, dis normale, hulle probleme en hulle opinie. Ek is Tamora Botha, korrespondent vir Koppel TV. Geniet die dag.